Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie ijskoue Sondagoggend. Ja, dit is -1 buitekant nou. So dit is regtig lekker koud hier by ons. Ek wil net nooi na volgende se erediens 8:00 in Wenen en dan 10:00 in Mooirivier. In Mooirivier het ons natuurlik nagmaal ook vanoggend, so jy is regtig baie welkom. Vriende, ons is by Jesaja 42, die pragtige teks en veral in hierdie gedeelte van Jesaja kry ons die hele saak van die dienskneg van die Here. Maar hoor wat word hier gesê van vers 1 af. Kyk, hier is my dienskneg, wat ek ondersteun, my uitverkorene, in wie my binneste vreugde vind. Ek het my gees op hom laat kom. Hy sal reg vir die nasies laat deurbreek. Hy sal nie om hulp roep en nie uitroep nie. Hy sal nie sy stem op straat laat hoor nie. 'n Geknakte riet sal hy nie afbreek nie. 'n Dowwe lampet sal hy nie uitdoof nie. In getrouheid sal hy reg laat deurbreek. Hy sal nie weifel en nie geknak word nie, totdat hy reg op die aarde gevestig het. Op sy lering wag die eilande. Vriende, ongelooflike mooi teks. En die vraag is dan altyd, wie is hierdie dienskneg? Ek en jy kan nie hierdie teks lees sonder om te weet dat, maar die Nuwe Testament maak dit op Jesus van toepassing nie. Die Nuwe Testament haal hierdie teks aan en verwys daarna na Christus. En ek weet, ons beleef dit so. Die vraag is daar nog meer as dit in die teks? So baie geleerdes sê, maar in die heel eerste plek het hierdie teks na iemand in daardie tyd verwys. Nou dan kan dit wees dat dit na die profeet verwys het, dit is baie moontlik ook dat dit na die volk verwys het, en dat die volk simbolies God se dienskneg is. Die argument is dan dat die profesie so werk dat hier is dit vervul, maar dan het dit sy volle vervulling in Christus gekry. Maar dan het dit ook nie daar gestop nie. Dan word die kerk na dit die dienskneg. En dan is dit die kerk later wat op wie God se gees kom. En ek weet, dit weet ons is ook waar. Volgende Sondag vier ons Pinkster, wat die uitstorting van die Heilige Gees is, waar die Heilige Gees letterlik op die kerk gekom het. So, dan hoor ek ook hierdie woorde, my uitverkorene, in wie my binneste vreugde vind. Die wonderlike dan dat God in ons ook vreugde vind. Mag ek en jy besef dat hier lê ons diepste taak as kerk, as elke gelowige, dat ons eintlik net 'n dienskneg is. Ons is net daar om te dien. Amen. Here almagtige God, baie dankie dat ons ook hierdie teks mag hê. Dankie dat ons dit mag lees en ja, Here, lei ons ook deur die Gees om diensknegte van U te wees. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.